Vanoggend in die ateljee saam met my is Jan Albert Clemens en Floris de Klerk. Nou, hulle is twee Suid-Afrikaanse boere wat al so 'n bietjie van 'n draai in Amerika gemaak het, maar vanoggend is hulle hier in by Groot Plaas om vir ons 'n bietjie alles te vertel. Hoe is dit werklik om in Amerika te boer? Manne, baie welkom hier by Groot Plaas. Baie dankie vir die geleentheid om hier te kan wees. Hierdie is nou my tipe gesprekke waarvoor ek lewe. Ek is mal daaroor. Vertel vir my net 'n klein bietjie agtergrond. Stel julle self net voor Suid-Afrikaanse boere, maar wat bietjie daar gaan boer het. Ja. Algemene ervaring. Algemene ervaring, dis baie anders as hier in Suid-Afrika. Ja. Dis eintlik kultuurskok as jy daai kant kom. Dit wat jy hier gewoond is heeltemal anders as daar. So ja, maar dis lekker. Ja. Dit is 'n uitdaging. Dis baie lekker en natuurlik die rand-dollar is uitstekend. Ek het geweet jy gaan dit sê. En jy, Jan Albert? En ja, nee, Sal wat hy gesê het, dis omtrent dit, dis die eerste ding wat mense agterkom is, dis baie warm. As jy daar aankom, hangende af of jy in winter of koue insit. Ja. Dis dieselfde gevoel as jy oond oopmaak. Dis nie vir enigiemand wat nie hitte of koue kan hanteer nie. Dis 'n baie mooi beskrywing daai. Nou ek wil graag by jy weet, ek en jy het so rukkie terug gesels, maar ek het genoem daar's soveel meer vrae wat ek het. Nou ek weet jy het vir my genoem dat in Amerika noem hulle jou Jack en nie Jan Albert nie. Hoekom is dit so? Want in die begin, toe ek my self voorgestel het as Jan Albert, toe noem hulle my Gene Albert. Gene Albert. Gene Albert. En dit is nogals 'n bietjie moeilik om jou eie naam te hoor as hulle 'n paar honderd meter van jou af staan. En hulle roep jou Gene Albert en jy hoor absoluut niks nie, net soos Floris. Ja. Floris, wat noem jy daar so? Floris. Floris. So ons gebruik maar net name wat gemaklik is vir hulle om te gebruik en dan bly dit maar daar. Soos ek nou genoem het, ons is maar nuuskierige wesens. As jy vir my 'n dingetjie, mense wil altyd vergelyk, want ons weet hoe ons dit het hier in Suid-Afrika. Nou Floris, vertel vir my, as mens nou in Amerika geboer het, en 'n seisoen daar gewees, 'n paar seisoene, hoe pas mens terug aan hier in Suid-Afrika? Wat is jou denkwyse? As jy terugkom in Suid-Afrika, jy's in 'n, ek wil amper sê dis 'n ander omgewing wat jy dan nou weer, veral omdat ek was 2,5 jaar aan een daar. Ja. So jy het gewoond geraak aan dingetjies aan daai kant doen en nou kom jy terug. Nou sien jy jou familie elke dag waar jy nou met hulle oor die telefoon, dis fisies elke dag se sien. So daar's dingetjies wat jy weer moet gewoond raak aan van okay, jy kan nie nou net vir jouself, dis nou weer die familie. En die grootste aanpassing was vir my, ek moet nou weer aan die ander kant van die pad ry. So natuurlijk. ja, so dit was vir my 'n redelike aanpassing en dan die tydverskil. Die eerste 2 dae het ek wakker geword 3 uur in die oggend, want dan is dit aan daai kant is dit al amper middag. So die aanpassing daar was 'n bietjie, maar andersins dis net daai eerste 2 dae wat jy moet aanpas, dan is dit weer. Dan is jy weer reg. Dan is jy weer reg. Dis En die cravings. Potjie kos. Ja. Is dit? Ja, ding wat ek moet kry is terug. Ja, die Melktert. Die eerste ding wat ek toe van die lughawe kom, toe sê ek vir my vrou stop by garage, ek het 'n garage baie koud vir my gekry. Ja. In 'n rennie ook. Jan Albert, ek moet by jou weet, landbou is landbou, boerdery is boerdery. Is daai stelling reg of verkeerd? Of jy nou in Suid-Afrika boer en of jy nou in Amerika boer, is die prinsip en die hart van landbou, is dit oral dieselfde? Wat was jou ervaring gewees as dit kom by die praktiese boerdery? Dis groot. Dis baie groter as wat ons dit ooit kan hierso doen. As gevolg van die hoeveelheid reën wat hulle ook kry. Ek bedoel as jy kyk, as jy net op die highway self ry, die sloot aan die kant, 'n hele trok kan daar inpas want soveel reën wat hulle kry in 'n jaar. En die lande daarso is die kleinste boer het die grootste is verskriklik groot. Massief. Jy kyk na 5000 tot 10000 akker wat hulle daarso het. Ek kon nie dit verstaan nie en alles is masjinerie. Alles is John Deere trekkers en versatiles en stroopers en dis die goed wat met GPS ry. Jy kan nie so reguit ry vir 5 km reguit aan vorentoe met jou sonder om GPS te gebruik nie. Ek dink as ek my oë toemaak en ek probeer die prentjie skets wat jy nou sê, dit lyk soos een groot landbouadvertensie.
Nee. Presies, presies. Alles is so mooi. Ek sal graag wil weet, Floris, hoekom besluit Suid-Afrikaanse boere om bietjie te gaan kyk hoe dit oor die waters is? Hoekom? Ek dink maar dis vir 'n beter toekoms vir jou en jou familie. Ja. En dis 'n uitdaging. Dit is jy wil graag sien hoe dinge aan daai kant werk en ek dink jy leer baie aan daai kant wat jy goed kan toepas aan hierdie kant. Die Amerikaners is 'n bietjie ek wil sê narrow-minded set. Hulle hou nie van jy moet hierdie goed kan leer van hierdie kant vir hulle nie. Ja. So ons leer maar hoe hulle ding doen en jy stiek daarbey want hulle is nie baie vatbaar vir ons boere maniere van doen nie. So omdat hulle op 'n groter skaal ook boer as wat ons boer aan hierdie kant. So jy val maar daar by hulle in en ek dink net dit gaan maar oor jy wil 'n beter toekoms vir jou. En soos ek nou die dag gesê het of net al gesê het, die rand-dollar. Ja, jy kan dit anders sê, ek verstaan. Ek moet vir jou vra. Ja. Hoe moeilik is dit om die spreekwoordelike knie te buig? Dit is en ek kan eerlik hier vra. Ek dink vir my omdat ek bietjie ouer is, my bestuurder aan daai kant was 30 jaar oud, so dit's moeilik. Maar jy moet daai mindset maak, jy gaan om te gaan werk, jy gaan nie om te speel nie. En as jy daai mindset gemaak het, dan is dit eintlik baie makliker en jou vriendskap wat jy aan daai kant met die ander Suid-Afrikaners opbou, dis belangrik want die Amerikaners, dis 'n snaakse nasie. Ja. En hulle is goeie mense, dit is net hulle het hulle way van dinge doen. So dis net daai mindshift, as jy daai mindshift gemaak het en jy gaan om te werk, dis die belangrikste. Daar is 'n paar woorde wat ook opkom soos down yonder. Ek het nooit geweet wat dit beteken nie. Down yonder. Goed. Dit beteken in daai rigting, daai kant toe. 'n nuwe terminologie wat jy moet aanleer. Presies. Dis ook soos hulle noem ook nie 'n highway teer nie. Hulle sê soos of course asphalt. Dis wat hulle gebruik of blacktop. Ja, blacktop. Blacktop is wat hulle sê. Dis hierdie klein goedjies wat jy moet gewoond raak en ook jy het my gesê daar was 'n shifting. Ons noem dit 'n shifting. Wat noem hulle dit daar? Hulle noem dit 'n adjustable range. Adjustable range. Nou as hulle sê gaan kry maar adjustable range dan hardloop jy daar in van het nie 'n idee nie. Wat is hierdie ding nou? Of hulle sê vir jou we need to fix the transmission. Dis gearbox. No, it's the transmission. So daai goed, dis klein goedjies wat baie keer 'n kommunikasie dingetjie en dan hulle is verskriklik as hulle vir jou ding gesê het, hulle wil dit nou so want hulle verstaan jy ken alles en dan baie keer val die pap op die grond so. Dit voel vir my so 'n bietjie spanning vol. Ek het baie respek vir julle. En Albert, vertel vir my, wat is die top 5 items? Voorwerpe, goed wat jy as 'n Suid-Afrikaanse boer in jou tas moet pak as jy nou 'n Amerikaanse avontuur het wat vir jou voorlê. Dit is eintlik so baie. My top 5, die heel eerste een wat ek altyd inpak is my Bybel. Natuurlik. Ek gaan nooit sonder daai ding. Sonder my Bybel nie. Dit het my altyd uitgehelp op die moeilikste dae. Ja. En tweede ding sou ek sê 'n bietjie van tools. Daar's twee goeders wat ek op die plaas gebruik. Die meeste, al is dit nie 15 keer 'n dag nie. Dis 'n mes en 'n tang. Jy sal dit nie glo nie. Ek is al so gewoond. Ek dra eintlik een op my. Hierdie een is van Amerika af. Eintlik sien hoe hy lyk. Dit is vreeslik mooi, maar ek gebruik hom gereeld. Die hele tyd. Hierso ook in Suid-Afrika. En dan dit is nou my tweede een is die tools. Die derde een sal ek sê warm en koue klere. Jy gaan moet warm en koud inpak. Nou nie te veel nie, jy hoef nie baie in te pak nie, want die klere is daai kant goedkoper, maar dis iets wat jy nodig het want teen tyd jou kontrak eindig, dan begin dit koud raak. Die ander sou ek sê is medisyne. As jy enige voorskrif medisyne het, dit kan jy in jou groot tas sit met jou voorskrif. Dan sal jy toelaat deur die border, anders is dit maar normale medisyne want jy weet nie altyd wat om te kry. Daai kant en wat nie. En of jy dit gaan kry. Presies. En die laaste ding sou ek sê is
Vicky Spices. Ja. Bolton Spices is een wat ek gereeld oorvat en Top Deck chocolates. Die Amerikaners ken daai tipe chocolates nie. Ek like om geskenke uit te deel en dit. Selfs ook ek hang my eie Bolton en dan verkoop ek dit tussen die manne wat daar so is. En dan so spaar ek meer geld en ek lewe eintlik op die geld wat ek maak deur die Bolton op my groceries en dan spaar ek 100% van my salaris. Dis baie lekker wenke. Floris, ek moet vir jou vra. Jy praat van die rand-dollar en ek verstaan dit 100%. Maar hoe gaan mens oor? Want ek weet vir baie mans, baie boere is dit ook die realiteit. Jy gaan oor, maar vrou lief en kinders bly agter. Hoe doen mens dit? Ek sal eerlik wil wees, dit is baie moeilik. Maar soos ek sê, jy moet dink aan vir wie gaan jy dit doen? Jy gaan dit nie vir jouself doen nie, jy doen dit vir jou vrou en kinders. En ja, dit is maar aan die ander kant weer ek het die voorreg gehad ek het 'n seisoen wat ek alleen was en ek het rollover gedoen 2,5 jaar daar was en die laaste jaar en 'n half was my vrou en kinders saam met my daar so dit is maar ja dit raak alleen en as jy nie gefokus bly nie dan en die belangrikste is jy moet jou verhouding met die Here moet reg wees en jou verhouding met jou familie jou ondersteuning van jou familie van hierdie kant af is kritiek want as dit nie daar is jy gaan swaar kry. Jy praat van ondersteuning maar ek dink ook 'n meer belangriker woord is die inkoop van jou familie. Dis 'n droom waaraan almal moet inkoop. Dit is so. Andersins dink ek kan dit 'n baie selfsugtige ding wees. En ek het soveel simpatie want ek kan net dink om so ver uit mekaar uit te wees. Ek wil graag ook net laasens by julle weet die prentjie wat ek in my kop het as Suid-Afrikaanse boere nou in Amerika aankom met 'n doel om te werk. Ons is hier, ons is nie om te speel nie. Ons werk. Is dit 'n warm verwelkoming? Word mense warm ontvang? Ek sou sê ja, dit is net jy kom en jy besef jy's nou in 'n ander land. Jy's 12,000 kilometer van die huis af. So dis nie van ek klim vinnig op die vliegtuig en ek vlieg gou terug as daar probleme. Maar ja, oor die algemeen die ouens daar en die ander Suid-Afrikaners ek wil sê jy raak 'n hegte familie. Die plaas waarop ek gewerk het dis great mense. Dit is regtig waar. Hulle is mense. Jy het maar striwelinge onder mekaar gehad, maar oor die algemeen jy word verwelkom op plaas, jy raak later aan deel van die familie. Dit is so. Jy moet net 'n lekker mens wees. Wees net 'n lekker mens. Presies, solank jy net nie lieg op jou CV nie. Want sodra hulle dit ook agterkom, dan draai hulle vinnig teen jou. Daai is dalk die beste raad wat sê moenie op jou CV jok nie. Dankie vir julle stories. Ek het weer eens nog 50 vrae, maar ons gaan weer gesels. Dankie vir julle eerlikheid en sterkte. Baie dankie. Dit wat julle doen. Baie dankie vir die geleentheid. Dankie.